Goeiemôre, ons sê vir jou baie hartlik welkom by ons erediens vanoggend. Kom ons begin vanoggend ons erediens met die woorde van Psalm 16 vers 5. Here, U is ons lewe. U sorg vir ons. Wat ons ontvang kom alles van U af. Amen. Die Here groet vir jou vanoggend met sy heerlike seën. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons loof die Here, nou met hierdie baie mooi beruiming van Psalm 23. Ons sing verse 1, 2 en 3. Kom ons bely nou ons geloof saam. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore en nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword, onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons is geesvervulde disippels van Jesus. En nou gee Jesus vir ons in Matteus 5 tot 7 baie mooi riglyne hoe sy disippels moet leef. Kom ons lees 'n gedeelte daarvan uit Matteus 5, verse 3 tot 12. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel.
Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle, wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg, en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. As ons nou ons eie lewe meet aan dit wat ons Here Jesus vir ons hier leer as sy disippels, en ook as ons kyk na die res van die woord van die Here, dan besef ons dat ons in baie opsigte struikel, dat ons sondig, dat ons skuldig staan voor die Here. En daarom kan ons vanoggend saam met Dawid sê in Psalm 51, was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde. Ja, my oortredings ken ek en van my sonde bly ek altyd bewus. Teen U alleen het ek gesondig, ek het gedoen wat verkeerd is in U oë. U uitspraak is dus reg, en U oordeel regverdig. Wanneer ons so ons skuld voor die Here bely, dan kan ons ook saam sing van ons troue Here, wat ons skuld vergewe. Kom ons doen dit nou deur saam te sing uit lied 241, verse 1 tot 3. Wanneer ons so saam sing van ons skuldvergewing, dan kan ons ook saam met Paulus bely in Romeine 3 vers 24, maar ons word, sonder dat ons het verdien, op grond van sy genade vrygespreek, vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Ons Vader wat in die hemel is, U is heilig, heilig, heilig.
U is so heilig dat die engele dit aan mekaar uitroep. U woon in ontoeganklike lig. En wanneer ons dit besef, dan vul dit ons met diep ontzag vir U. Daarom voel ons vanoggend klein voor U. Ons wil voor U neerval. Ons kyk op na U en ons eer U. Want U is dit waardig. Here, en wanneer ons so bewus word van U grootheid, dan word ons terselfdertyd ook bewus van ons eie sonde voor U. Dit is so, ons kan dit nie vir U wegsteek nie, en ons weet ons sonde maak U hartseer, en dit belemmer ons intimiteit met U. En daarom maak ons sonde ons ook hartseer. Vergewe ons asseblief. Vader, ons dankie vir die rusdag wat U vandag vir ons gee. Dankie dat ons steeds oor die internet kan saamkom en steeds saam U kan loof en aanbid, saam na U woord kan luister. Dankie vir die lieflike gemeenskap van gelowiges wat daar onder ons is en vir die omgee en warmte wat ons so onder mekaar beleef, ook in hierdie tyd van beproewing. Vader, maar ons kom ook vanoggend voor U, elkeen met ons eie omstandighede. U weet, daar is heel wat van ons wat vanoggend met ons hartseer en ons siekte en ons bekommernisse en ons seer voor U kom staan. Ons dink in die besonder aan die Christa en almal wat naby oom Fanie was. Wees ook met oom Frik en tannie Jean wat nou siek is. En almal wat nog herstel van COVID. Ons bly daarby ook vir oom Kobus Kreer, tannie Lia, tannie Estel en ook vir Dani Joubert. Ons bring hulle almal voor U. Ons bid ook vir almal wat met depressie worstel. Neem U hulle aan die hand en lei hulle na U waters waar daar vrede is. Wees ook met elkeen van ons wat finansiëel swaar kry. En so bid ons vir elkeen wat deur beproewings gaan, wat dit ook al mag wees. Ons bly dat U uitkoms sal gee op U tyd, as dit U wil is. Gebruik ook hierdie beproewings in ons lewens om ons te leer om in totale afhanklikheid van U te leef. Vader, ons gaan nou luister na U woord. Help my as U instrument, want in eie krag is ek so swak. Kom doen U hartsveranderende werk nou in ons deur U woord en U gees. Amen. Voor ons saam luister na die woord van die Here, kom ons sing hierdie mooi beruiming van die Onse Vader. Skrifberuiming 10:1, ons gaan vers 1, 3 en 4 saam sing.
Kom ons luister nou saam na die woord van die Here uit Matteus 18. Ons gaan saam lees vanaf vers 21 tot 35. Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra: Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs 7 keer? Jesus antwoord hom: Ek sê vir jou, nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer. Daarom kan die koninkryk van die hemel vergelyk word met 'n koning wat besluit het om saam met sy amptenare hulle boeke na te gaan. Toe hy daarmee begin, is een amptenaar na hom toe gebring wat miljoene rand geskuld het. Hy kon dit nie betaal nie, en daarom het die koning beveel dat hy en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het verkoop en die skuld betaal moet word. Die man het voor hom neergeval en gesoebat: Gee my tog uitstel, ek sal die alles terugbetaal. Die koning het hom innig jammer gekry, om laat gaan en sy skuld afgeskryf. Toe daardie man buite kom, het hy een van sy mede-amptenare raakgeloop wat hom net 'n paar rand geskuld het. Hy het hom gegryp en gewurg en gesê: Betaal wat jy skuld. Sy mede-amptenaar het voor hom neergeval en hom gesmeek: Gee my tog uitstel, ek sal jou betaal. Maar hy wou nie, en hy is daar weg om hom in die tronk te laat gooi totdat hy die skuld betaal het. Toe sy mede-amptenare sien wat gebeur het, was hulle diep teleurgestel, en hulle het alles wat gebeur het vir hulle koning gaan vertel. Die koning het hom laat haal en vir hom gesê: Jou skurk, al daardie skuld het ek vir jou afgeskryf omdat jy my gesoebat het. Moes jy nie ook jou mede-amptenaar jammer gekry het soos ek jou jammer gekry het nie? Die koning was woedend en het hom oorgegee om gemartel te word totdat hy al die skuld betaal het. So sal my Vader wat in die hemel is ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Ons fokusvers is die laaste vers, Matteus 18 vers 35. So sal my Vader wat in die hemel is ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Ons behandel hiermee saam dit wat ons bely in Sondag 51 van die Heidelbergse Katekismus. Die vraag is, wat is die 5de bede? Wat is die 5de saak waarvoor Jesus ons leer om te bid? En dan antwoord ons: vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Dit is: reken ons arme sondaars al ons misdade, asook die boosheid wat ons nog aankleef, ter wille van die bloed van Christus nie toe nie. Ons bid dit van U, omdat ons hierdie bewys van U genade in ons vind, dat ons die ernstige voorneme het om ons naaste van harte te vergewe. Ons tema vir oggend: my groot vergifnis wat ek ontvang, motiveer my om ander te vergeef. In die gedeelte wat ons gelees het, sien ons dat Petrus op 'n keer vir ons Here Jesus gevra het: Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs 7 keer? Ons sien Petrus snap iets van hierdie nuwe lewe van liefdevolle verhoudinge en vergifnis wat Jesus verkondig. Maar tog is daar by sy vergewensgesindheid nog tekortkominge. Ons moet onthou, daar was in daardie tyd 'n Joodse gedagterigting dat om jou broer 3 keer te vergewe genoeg was. En daarom meen Petrus dat sy bereidheid om selfs tot 7 keer te vergewe Jesus behoort te beïndruk. Maar nou sien ons dat Petrus se liefde en sy vergewensgesindheid nog nie heeltemal volkome was nie. Want hy tel nog en hy hou nog boek as dit by vergewing kom. Hy impliseer eintlik met hierdie woorde dat hy na die 7de keer
wat sy medegelowige teenoor hom sou oortree, weer die reg het om dit teen daardie persoon te hou, of om kwaad te wees vir daardie persoon, of om kwaad met kwaad te vergeld, of daar. En daarom sê Jesus vir hom, ek sê vir jou, nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer. En daarmee leer Jesus vir Petrus en ook vir ons, liefde hou nie telling nie. Liefde hou nie boek van die kwaad nie. Met 70 maal 7 keer bedoel Jesus, ons moet aanhou vergewe, selfs baie meer keer as 490 keer. En nou vertel Jesus vir Petrus en die ander daar, en natuurlik ook van ons, 'n gelykenis, om te illustreer hoe ontsettend baie vergifnis ons ontvang, om ons daardeur te motiveer om ook ander te vergewe en ook aan te hou vergewe. En dis presies waaroor dit gaan in die 5de bede van die Onse Vader, naamlik vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Gaan ook daaroor ons groot skuldvergifnis, wat ons motiveer om ander te vergeef. Kom ons ontdek dit saam. En dit bring ons by die eerste punt wat ons moet sien, naamlik bely jou sondeskuld voor God. Die gelykenis wat Jesus vertel, lees ons van 'n koning wat besluit het om saam met sy amptenare hulle boeke na te gaan. En nou word een amptenaar uitgevang wat 'n baie lelike ding gedoen het. Hy het van die koning se geld verduister. En dit was nie sommer 'n klein bedragie nie. Nee, as mens in die oorspronklike taal lees, dan sien ons dat hy miljoene geskuld het. Die waarheid te sê, dit was baie miljoene. En die punt wat Jesus daarmee wil maak, is dit is hoe ontsettend groot ons almal se sondeskuld voor God is. En wat dit nog erger maak, is dat ons dit elke dag net meer en meer maak. Ons miljoene hoop op. En so word hierdie arm amptenaar uiteindelik voor die koning gebring met die eis dat hy moet betaal. Natuurlik kon die man nie betaal nie, net soos wat nie een van ons ook vir ons eie reuse sondeskuld kan betaal nie. En daarom vel die koning die vonnis. Hy en sy vrou en al sy kinders en alles wat hy het, moet verkoop word en die skuld moet betaal word. Hy moet ons besef, dit was 'n vreeslike vonnis. Want hulle sou hom en elke lid van sy gesin na die slawemark geneem het. En daar sou die slawehandelaars uit verskeie lande op die lede van die gesin gebied het. En as 'n slawehandelaar jou gekoop het en jou saamgevat het, dan was jy sy eiendom. En dat jy heel waarskynlik die res van jou gesin nooit weer gesien het. En dan moes jy die res van jou lewe vir daardie eienaar werk. En daardie eienaars was dikwels baie wreed en onbiddelik en onredelik. Dis wat daardie amptenaar en sy vrou en elke lid van die gesin in die gesig geslaan. Dis vreeslik. En dis die volgende punt wat Jesus met hierdie gelykenis wil maak. Naamlik dat ons reuse sondeskuld ook so 'n vreeslike vonnis verdien. Want God verdra nie die sonde waarmee ons gebore word nie, en hy verdra ook nie die sonde wat ons elke dag doen nie, en hy verdra ook nie ons voortdurende geneigtheid om te sondig nie. God is baie duidelik in sy woord oor wat die vonnis is wat ons sonde verdien. Dit is nie net soms straf in hierdie lewe nie, maar ons sonde verdien ook die ewige dood, die hel.
En nou leer Jesus ons met die Onse Vader, dat hierdie reuse sondeskuld van ons, wat die hel verdien, voor God erken en bely moet word. Soos daardie amptenaar voor die koning moes erken dat hy oneindig baie skuld het, so moet jy ook baie eerlik in jou gebede voor God kom staan en kom erken ook dat jy self ook oneindig baie skuld het. Ons mag nie maar ons sondes ignoreer of het onder die mat invee nie. Ons moet ook nie daar oor swyg voor God nie, of maak asof het maar ietsie kleins is nie. Nee, ons moet dit met harte vol berou voor God bely. Ons moet erken, dit is inderdaad so, ook vir ons. En dis natuurlik nie altyd so maklik nie. Maar dis die eerste wat Jesus vir ons hier in die 5de bede leer. Kom ons kyk nou wat Jesus ons volgende leer hier in die Onse Vader. Dit is, vra om vergifnis. En vergifnis of kwytskelding is ook iets waarvan Jesus in hierdie gelykenis vertel. Want by die aanhoor van hierdie koning se oordeel in die gelykenis, sien ons dat hierdie amptenaar voor die koning neergeval het en hom gestoewat het. Gee my tog uitstel, ek sal u alles terugbetaal. Aan die ander woorde, hy smeek die koning, wees my tog genadig. Wees tog geduldig met my, asseblief, smeek u. Dan gebeur iets verbuisterend. Mens kan skaars jou oë glo. Die koning kry hierdie man wat hom so te nagekom het, en wat niks verdien, kry hy innig jammer. En hy skryf al daardie miljoene se skuld af, wat die amptenaar nooit kon betaal nie. Nou skuld daardie amptenaar nie meer 'n enkele sent nie. En hy laat hom vry om na sy vrou en na sy gesin toe te gaan. Hulle hoef nie meer verkoop te word op die slawemark nie. Hulle kan by mekaar bly en hulle kan eerbaar werk vir hulle eie inkomste. Mense sou verwag dat daardie amptenaar daar sal uithardloop en dat hy sal huppel en jubel en dans van blydskap en dankbaarheid. En dat hy vir die res van sy lewe vir daardie koning innig dankbaar sal wees. En nou is dit wat die koning met hierdie man sy reuse skuld doen. Presies wat God ook met elkeen van ons se onmeetbare sondeskuld doen. Wanneer ons glo en wanneer ons dit ook met harte vol berou voor God bely. God skryf ook so ons sondeskuld heeltemal af. Hebreërs 10 vers 17 sê, as God jou sondeskuld afskryf, as hy jou kwytskeld, dan dink hy nooit meer daaraan nie. Psalm 103 vers 12 sê, so ver soos die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredings van ons af. In Psalm 51 lees ons dat God ons skuld heeltemal uitwis en dat hy ons skoon was, witter was as sneeu. En dis presies wat God vir jou doen, wat Jesus so mooi in hierdie gelykenis beskryf. Maar dan moet ons nooit die fout maak om te dink dat dit sommer goedkoop of maklik is vir God om ons sondeskuld so af te skryf nie. Party mense dink mos dis nie so erg om te sondig nie. En ek vra maar net gou weer om vergifnis en dan sal God my mos weer vergewe. Diegene wat so redeneer,
moet besef dat het God die heel hoogste prys gekos het om mense so te kan vergewe. Dit het hom sy seun gekos. En daarom sê 1 Korintiërs 6 vers 20, julle is duur gekoop. Weet jy wat het Jezus gesê daar aan die kruis op Golgotha? Lees in Johannes 19 vers 30, dat hy gesê het, dit is volbring. En die woord wat Jezus in die oorspronklike taal gebruik het, is tetelestai. En dit beteken letterlik, dit is betaal. Wanneer iemand in Jezus se tyd sy skuld volledig betaal het, dan sal op daai betaalstrootjie geskryf tetelestai, dit is betaal. Soos wat party besighede ook vandag op 'n strootjie sal sit met 'n stempel paid, as jy volledig betaal het. En dit moet ons nou baie mooi sien vanoggend. Daar aan die wrede kruis en in die stokhoue en geeselhoue en bloed en doringkroon en groot spykers en Godverlatenheid. Daar sien jy die prys wat Jezus betaal het om te kon sê dit is betaal. Daar sien jy hoe ontsettend duur dit God gekos het om jou sondes te kan afskryf. Daarom kan ons nooit ligtelik met sonde omgaan of dink God se vergifnis kom sommer maklik of goedkoop nie. So dis wat ons vra as ons bid, vergeef ons oortredings. Ons vra, Here, skryf al ons sondeskuld af. Want ons Here Jezus het daar aan die kruis baie duur en volledig daarvoor betaal. En ons kan glad nie self daarvoor betaal. Sien jy ook dat Jezus ons met hierdie woorde leer om nie net vir ons eie sondeskuld om vergifnis te vra nie. Nee, hy leer ons om te bid, vergeef ons oortredings. Ons moet dus as priesters ook vir die mense rondom ons se sondeskuld by God intree. Ons moet ook pleit vir ons gesinne en ons gemeente en ons familie en ons vriende en ons kollegas se sondeskuld. Here Jesus leer ons moet selfs pleit vir ons vyande se sondeskuld. Soos wat Jesus ook vir sy vyande gepleit het, daar aan die kruis. Maar Jesus leer ons nog iets meer, hier in die 5de bede van die Onse Vader. Hy leer ons ook om te bid, soos ons ook die vergewe, wat teenoor ons oortree. Dit bring ons by ons laaste punt vanoggend, naamlik bid vir vergewensgesindheid en dankbaarheid vir jou eie vergifnis. Kom ons gaan kyk weer na hierdie gelykenis. Die amptenaar het so pas die enorme wonder beleef dat die koning al sy miljoene se skuld heeltemal afgeskryf het. Maar dan op pad huis toe gebeur daar iets skokkend. Haas ondenkbaar. Ons lees hy loop een van sy mede-amptenare raak wat hom net 'n paar rand skuld. As jy na die geldeenhede in die oorspronklike taal gaan kyk wat Jesus in hierdie gelykenis gebruik, dan sien mens die mede-amptenaar het hom basies 0,016% geskuld van wat hy die koning geskuld het. Dis basies niks in vergelyking met sy eie skuld wat so pas afgeskryf is nie. En hy moes so bly en so dankbaar gewees het oor sy reuse skuld wat so pas afgeskryf is, dat hy daardie klein bedragie van sy mede-amptenaar sommer maklik oor die hoof kon sien. Maar nou gebeur daar iets
wat 'n mens glad nie verwag nie. En dit is eintlik deur die bors uit. Lees hy gryp sy mede-amptenaar om die keel en hy wurg hom en hy eis onverbiddelik, betaal my wat jy skuld. En dan doen die amptenaar presies wat hy so pas ook voor die koning gedoen het. Hy val ook voor hom neer en hy smeek hom ook presies dieselfde, gee my nog uitstel. Ek sal jou betaal. Smeek ook, wees my tog net genadig, wees tog ook met my geduldig, asseblief. En nou vertel Jesus, hy wou nie. Sy hart is so hard soos 'n klip. En hy is uiteindelik daar weg om sy mede-amptenaar in die tronk te laat gooi, totdat hy al die skuld betaal het. Dus kan ek byna nie glo nie. En dis presies wat ons doen as ons mense nie wil vergewe nie, na ons reuse vergifnis. En nou moet ons ook baie mooi die koning se reaksie sien, as die amptenaar 'n tweede keer voor die koning verskyn. Nou is die koning woedend. Want so 'n ondankbaarheid het jy in jou lewe nie gesien nie. En nou sal ook nie by die koning meer vergifnis nie. Ons lees, daardie koning was woedend en hy het hom oorgegee om gemartel te word totdat hy al die skuld betaal het. En as Jesus dit klaar vertel het, dan maak hy die groot punt wat hy aan Petrus en ander disippels daar rondom en ook aan ons wil maak met hierdie gelykenis. As hy sê in vers 35, so sal my Vader wat in die hemel is, ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. En nou moet ons hierdie woorde van Jesus baie mooi verstaan. Soos wat ons ook baie mooi moet verstaan wat Jesus bedoel het, toe ons geleer het om te bid, vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Hierdie woorde beteken nie dat ons vergifnis van ander 'n voorbeeld vir God moet wees nie. Met ander woorde dat God ons soortgelyk moet vergewe as wat ons ander vergewe. As dit so was, dan sou dit nog baie sleg met ons gegaan het. Want soos ons weet, is die wyse waarop ons ander vergewe maar baie onvolmaak. Dit beteken beslis ook nie dat God se vergifnis, dat ons God se vergifnis moet verdien met die wyse waarop ons vergewe nie. Ons moet onthou, daardie amptenaar het sy miljoene se skuld afgekry voordat dit gebleik het dat hy geen genade het nie. Hy is uit jammerte en uit genade vergewe. En so vergewe God ons ook uit jammerte en uit genade, sonder dat ons iets daarvan verdien. Tog sien ons, daar is 'n onlosmaaklike verband tussen God se vergifnis van ons en ons vergifnis van ander. Dit maak hierdie gelykenis vir ons baie duidelik. Daar waar ons nie bereid is om ander te vergewe nie, weier om te vergeef, daar blokkeer dit ook ons gebed met vergifnis. So hoe moet ons die woorde van die Onse Vader dan wel verstaan? Ons sien die antwoord mooi in die gelykenis en ook in die antwoord in ons belydenis. As die Here Jesus wil hê, ons moet so in die hart aangegryp wees deur die reuse vergifnis wat ons van God ontvang,
En ons moet so dankbaar en so bly daaroor wees, dat ons nie anders sal kan, as om ander ook volkome te vergewe nie, en ook aan te hou vergewe nie. Net hierdie feit, dat jy so aangegryp is in jou hart, door jou eie reuse vergifnis, en dat jy so dankbaar daaroor is, dat jy ook ander wil vergewe, dis 'n bewys, dat God jou genadig was. Want van nature wil ons as mense nie vergewe nie. En hou ons daarvan om dinge teen mense te hou. En wil ons liewer mense haat nie, kwaad met kwaad vergeld. Maar as God uit genade, deur sy Heilige Gees, jou oë oopmaak vir die genade wat jy van hom ontvang het. Genade onbeskryflik groot. Dan kan jy nie anders doen as om ook genadig teenoor ander te wees nie. Bid dan dat die Heilige Gees jou oë sal oopmaak vir God se onbeskryflike genade in jou lewe. Dat jy nie anders sal kan as om te vergewe en ook aan te hou vergewe nie. Amen. Kom ons antwoord nou op dit wat die Here vir ons gesê het. Here Jesus, wanneer ons hierdie gelykenis lees van die baie miljoene wat die amptenaar geskuld het, dan besef ons, U verwys ook daarmee na ons eie sondeskuld. Dis ook so groot. En as ons van hierdie vreeslike vonnis van die amptenaar hoor, dan besef ons eie sondeskuld verdien ook 'n vreeslike vonnis. Dit verdien ja. Vader, en daarom bely ons elkeen nou ons sondeskuld voor U. Ons gaan dit nie voor U wegsteek of maak of dit sommer niks is nie. Ons smeek U dat U ons reuse sondeskuld ook heeltemal sal afskryf. Here Jesus, en dankie vir die ontsettende dierprys wat U vir ons sondeskuld betaal het. As ons net dink aan U lyding, veral aan U lyding daar aan die kruis, dan wil ons nooit weer goedkoop oor ons eie sonde dink nie. Vul ons elke dag opnuut met verwondering en dankbaarheid en blydskap oor die reuse vergifnis wat ons ontvang het. O Heilige Gees, en motiveer ons daardeur om die wat teen ons oortree het, met ons hele hart te vergewe en om ook aan te hou vergewe. Amen. Kom ons antwoord nou op die woord van die Here, deur die Here te loof vir die reuse vergifnis wat ons van hom ontvang het. Ons gaan dit doen deur saam te sing uit Lied 245, verse 1 en 3. Ek wil vir prys U
ontvang nou die seën van die Here, God wat alle genade gee, en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle nadat julle 'n kort tydjie gelei het, self weer oprig, en julle moedig, sterk en standvastig maak. Aan hom behoort die krag tot in ewigheid. Amen. Ons het die volgende afkondigings. Ons dankoffer onder die diens is vir barmhartigheid, en by die deure is dit vir die sustentasiefondse. Ons vra maar vir almal ook in die tyd wat ons nie kan saamkom in die erediens nie, dat julle steeds sal onthou om julle boletes vir die Here te gee. Julle kan dit elektronies weer betaal of deur middel van SnapScan, wat baie maklik is. Ons ouderlinge vergader JV donderdag aand om 6:00. Ons herinner almal aan ons wapendraers Sondag wat ons beplan vir volgende Sondag. Ons gaan daar weer sien dat ons almal ook in 'n geestelike stryd gewikkeld is, dat ons gedurig ook as gemeente aanvalle van die Satan en sy magte beleef, maar die Here het vir ons 'n wonderlike wapenrusting gegee. Een van die belangrike aspekte van daardie wapenrusting is gebed, juis ook wanneer ons hierdie aanvalle beleef. Kom luister volgende week Sondag en mag die Here jou ook daardeur versterk. Dan is ons baie opgewonde oor 'n visvangkompetisie wat ons gemeente wil aanbied die 18de September. Julle sal sien in die klomp oranje sterre, dit wys baie van die pryse wat jy kan wen. Dis lekker groot pryse. So ons vra vir elkeen van julle, as jy visvang of as jy weet van iemand in jou familie of 'n vriend wat visvang, stuur asseblief hierdie ding wyd aan. Ons wil graag sommer so gou as moontlik al die kaartjies verkoop. Daar is maar beperkte plekke, so boek so vinnig as moontlik. En dan herinner ons almal net ook aan ons gemeente se Dawid projek. Ons onthou toe Dawid die tempel vir die Here wou bou, het hy ook vir die volk gevra dat mense ook gawes vir die Here sal gee, dit wat hulle het. En so vra ons ook vir jou gawes, jy kan iets wat jy gemaak het, of kan maak, of het byvoorbeeld dalk as jy week by die see het, of jy kan swys of wat ook al, kan jy vir die Here kom gee as 'n gawe, ons gaan dit verkoop. En dan ook as jy dalk nie tyd het vir daardie gawe nie, kan jy ook 'n kontantbedrag gee vir hierdie projek. As jy iets kan gee, gaan ons dit regtig waardeer, en dan vra ons dat jy dit net sal deurgee aan Frans Krause of aan Gerard Steenkamp. Ons dink vanoggend in ons liefelid aan Frik en aan Jean Miller, wat COVID het, wat siek is. Ons dink steeds ook aan Kobus en aan Alida Kreer. Ons vra maar dat almal ook steeds vir hom Kobus behandeling sal bid. En dan is van die Appelkruin se troosdiens môre die 14de Junie om 11:00 gaan in ons kerkgebou. Hiermee groet ons jou en ons wens vir jou baie geseënde rustdag toe en bly asseblief veilig.